en welkom by vandag se episode van Namibië sonder grense. Ons maak vandag 'n draai in Nederland by Jandri Kotse, 'n jong Namibiër wat in Amstelveen woon waar sy tans au pair. Jandri het verlede jaar by privaatskool El Nathan gematrikuleer en het in Januarie vanjaar in Nederland aangekom. Jandri vertel vir ons dat hoewel sy gereeld huis toe verlang, sy in 'n kort tydjie goed aangepas het en reeds baie van die land verken het. In ons toer saam segment vertel ek julle ook meer van Amstelveen wat in die noorde van Nederland geleë is. Dit is ook net 'n paar kilometer se ry van Amsterdam wat dit baie gerieflik maak om hierdie gewilde stad te besoek. Maar Amstelveen het ook self baie om te bied, veral vir museum en natuurliefhebbers. Daarna deel ek met julle 'n paar wenke van wat en hoe om jou koffer te pak om jou volgende reis geriefliker te maak. Ek deel ook soos gewoonlik 'n kort video van my ervarings hier in die VSA en vandag neem ek julle saam na 'n Texas Rangers bofbalwedstryd by die enorme Globe Park Field hier in Dallas. Irene Marie, waarmee is jy besig? Ogito, ek is net gou besig om my lippies aan te sit vir kletskompas. Kom sit op jou stoel. Ogito, daai is nie meer heeltemal my stoel nie. Ons het binnekort 'n nuwe gesiggie wat by ons aansluit op kletskompas. Haar naam is Patricia. Welkom Patricia. Ag baie dankie, ek is sommer heel gemaklik. Gemaklik is die orde van die dag op kletskompas. Ons gesels gemaklik of klets. Dis 'n mooi Afrikaanse woord, klets gemaklik oor die dinge wat jou raak, dinge wat saak maak, mense uit jou gemeenskap, belangrike inligting wat jy dalk moet weet of inligting wat dalk net lekker is om te weet. Nou wat is kletskompas? Jy het nou so 'n bietjie vir my vertel, maar dink ook jy weet meer as wat dit lyk. Ja, nee, ons voer interessante onderhoude met gaste wat by ons kom aansluit. Ons loer by die weerkantoor in en natuurlik is daar pragtige kietjies wat die lesers instuur na Republikein wat ons elke dag vertoon. Dit klink soos 'n amazing tyd wat ons gaan hê hier op die show. Ja. Nou vir ons kykers daar buite wat wil saam met ons klets, waar en hoe kan hulle vir ons sien? Julle kan saam met my, Ogito en Patricia kom klets elke maandag tot donderdag om 8:00 die aand, Netwerk Televisie DStv 285, GoTV nommer 25 en natuurlik oneup.com. So kom klets elke maandag tot donderdag saam met ons. op Kletskompas. Sien julle daar. Hier in Texas is die mense groot op sport en een van my gunsteling goed om te kyk is bofbal. So ons is vandag hier by die Globe Life Field in Dallas en ons kyk die Rangers se wedstryd.
Hallo almal, my naam is Jandri Kotse. Ek is huidiglik in Nederland. Ek is oorspronklik van Namibië af, van 'n klein dorpie Stampriet. Dit is in die suide van Namibië. Ek het by privaatskool Alnata ek gematrikuleer laas jaar. Ja, so dit is 'n groot aanpassing vir iemand wat van 'n klein dorpie af na so klein land, maar baie besig. Ek huidiglik woon ek in Amstelveen. Dit is 'n klein, nie klein nie, maar dit is 'n voordorpie van Amsterdam. Dit is 28 minute se fietsry van hier van na Amsterdam toe, so dit is nie baie ver nie. Ek het 1 Januarie 2022 toe ek in Nederland geland. My heel eerste indruk was, dit is baie groot en dit reën baie, dit is koud. So ja, dit was 'n redelike aanpassing vir iemand van Namibië af. Ek het oorgekom na Nederland om 'n gap jaar te neem. Meer om van die wêreld te sien en ook 'n deel om te kyk, miskien is daar iets waarna ek belangstel, wat ek wil gaan studeer of so. So ja, dis een van my redes en ook die ander rede is, ek het redelik familielede hierso. Dis lekker om daai deel van my familie te sien wat ek voorheen nog nie gesien het nie. Ek is 'n au pair. So au pair is technically iemand wat, jy kyk na die kinders, jy's entertain en speel met hulle. Jy maak kos en soos doen basic around the house goedjies, so maak 'n bietjie skoon of ja. My ouers was baie skepties geweest oor my keuse, maar ek is nou hierso. My ervaring met dit dis 'n reg goeie ervaring. Jy leer 'n ander kultuur op 'n ander manier leer jy hulle ken. Dit is interessant. Dit is die kinders hierso is verskil bietjie van die kinders in Namibië. En ek dink ook die ervaring of die een ervaring wat ek sien as bietjie aan die downside in die begin was die taal. Daar was 'n taal barrier geweest. So kon nie lekker, hulle kon my nie verstaan nie en ek kon hulle nie verstaan nie. So daar het bietjie konflik ontstaan, maar jy leer om met hulle te kommunikeer. Want hulle verstaan geen Engels nie. Wat ek die meeste van Nederland geniet is die kos en die attraksies. Amsterdam self is 'n attraksie, daar's so baie om te doen en te sien. Ek het al 'n hele paar kastele gesien en die kanale is regtig iets om te sien. Dit is net, ja, dis mind-blowing en dit is baie groot en dis baie klein op dieselfde tyd. Almal se huis is baie klein en ja, en hier's baie geskiedenis. Nou die kos is verskil baie van Namibië. Hulle het byvoorbeeld soos krokette, pannekoeke, het verskil van ons pannekoeke. Hulle het bitterballe, poffertjies, stroopwafels. Daar's soveel. Ek kan nie eers aan alles dink en of course haring. Dit is rou vis. Wel, dis nie almal se gunsteling nie, maar dit is wel een van my gunsteling en dis wel iets wat jy op jou lysie moet sit om te probeer. Nog 'n ding van die Nederlanders is hulle is baie gesondheidsbewus. So hulle probeer alles, soos daar's baie vegetarian opsies en vegan opsies en ek dink meerderheid van die goed het nie suiker in nie, soos suiker hierso is half soos 'n nee, dit gaan nie. Ja, en die taal, kan ek sê Nederlands, dis baie, dit klink dieselfde as Afrikaans wat dit is nie. Daar's 'n paar expressions en gesegdes wat ons het wat hulle glad nie verstaan nie, wat hulle baie grappig vind soos hulle dit noem. En ja, so dis baie interessant om van 'n nuwe taal ook te leer en my ervaring met dit is ook net dit is net ongelooflik om te sien hoe verskillend ons eintlik is. Hoe ek aangepas het, ek dink ek het redelik baie goed aangepas. Vir die eerste 5 maande was dit, ek was net so opgewonde, ek wil alles sien, alles doen en dan toe skop bietjie homesickness in en toe het ek my huis begin met my ouers. Maar ek sal sê ek het redelik goed aangepas. Die weer partykeer vang jou, soos die reën op die mees onmoontlikste tye. As jy op pad terug is van Amsterdam en jy het nie beplan dat dit gaan reën nie, en dan sê jy net soos jy's drenched in water en jy word siek.
Die kultuur, ja, die kultuur verskil ook definitief van dit van Namibië. Twee wêrelde uitmekaar uit. Hierso mense is baie eerlik. Daai is regtig, dis reg ding. Mense is baie eerlik en hulle straight to the point. En maar hulle is ook vriendelik en hulle help mekaar. Die mense, ek het al albei ervarings gehad. Daar is mense wat regtig jou dag kan maak. Hulle is amazing en mense wat regtig 'n verskil in jou lewe kan maak. En dan kry jy ook jou mense wat dalk 'n slegte dag het en dan ja, en dan haal hulle dit op jou uit. My raad aan mense wat Nederland opsoek, definitief. Doen dit absoluut. So wat ek kan sê is, Nederland bestaan nie net uit Amsterdam uit nie, maar Amsterdam is wel 'n lekker plek om te besoek. Daar's reg heel veel attraksies en dinge om te sien en daar's ietsie vir almal. Soos die kanale, daar is die Nime Museum, die Van Gogh Museum, daar's soveel eetplekke en nuwe interessante goedjies om te probeer. En jy sien elke dag is daar ietsie interessant. In Dam Square, dis nou nie meer die central area van Amsterdam. Daar's elke liewe dag is daar iets wat daar aangaan. So jy gaan nooit iets mis nie. Wat ek wel jou kan aanraai om te doen is, moet nie in naweke gaan nie. Naweke is Amsterdam vol. Dis nie die moeite werd, die lang rye en alles. So doen dit in die week. Wat ek ook mense kan aanraai is Amsterdam se naglewe. So as jy rarige drankies aan mense wil gaan drink, doen dit definitief. Dit is regtig ons baie interessante goed om te sien. Ander tip wat ek kan gee is jou klere. So as jy besluit as jy nie weet wat om te pak nie, al wat ek vir jou kan sê is, pak 'n lekker dik reënjas. Want jy gaan al 4 seisoene, meeste van die dae gaan jy al 4 seisoene in een dag beleef. En dit vat nogals aan jou, maar dit, ja, so al wat ek kan sê is pak vir al 4 seisoene. En as jy besluit om fiets te ry in Amsterdam of in Nederland, kan ek altyd gesê, asseblief vandag om nie regterkant van die pad te ry. En sluit jou fiets, want alhoewel dit 'n baie veilige land is, dit is nog steeds, jy kry mense wat jou fiets gaan steel, so maak seker jy is nog steeds veilig, moenie dom wees met jou goed, hou jou sakke maar toe, hier is pickpockets.
Maar dit is sover Nederland is regtig amazing en soos wat ek mense kan aanraai, besoek ander dele van Nederland soos Rotterdam, Groningen, Maastricht, al daai plekke, dit is regtig, daar's soveel om te sien en ongelukkig 'n jaar is nie genoeg nie. If someone asked you, what does home mean to you? What would your answer be? That's a big question. It's something I still try and define. That's a question that went straight to the heart. I've always had a love-hate relationship with my country. Home for me will always be kind of the places where I grew up and evolved into the person I am today. So for me, Boston in the US, that's the community that raised me. I guess that is people that make, because you could have a house, but the home is made by people. I'm Soraya Mentor, and this is Africa Beyond Borders. This was quite an experience, this particular one. I had to get to Timbuktu. On this show, we get to chat to amazing Africans who've traveled beyond their home countries. It is all about celebrating culture and identity. I have this strong affinity with Egypt, with Dubai, and really do enjoy that region. Of course, there's a lot of turmoil happening there today and even historically. Well, if you want to see amazing episodes like these, you can catch us every Monday at 8:30 p.m. on DSTV channel 285, GoTV channel 25, and you can stream on oneup2.com. Amstelveen is nes Amsterdam na die plaaslike rivier Amstel vernoem en het 'n bevolking van net byna 90,000 mense. Die dorp het nie net 2 baie bekende museums nie, maar ook talle botaniese tuine wat die land se inheemse natuurskoon tentoonstel. Amstelveen spog met cashewbloeisels, museums, indrukwekkende argitektuur en talle plaaslike en internasionale hoofkantore wat hier geleë is, soos byvoorbeeld die internasionale hoofkantoor van Nederland se nasionale lugredery. Die Cobra Museum is 'n kunsmuseum in die middel van die dorp en sy versameling sluit in Nederlandse moderne kuns van die 1940s en 1950s. Dit is voorheen aangewys as die beste museum in Nederland. Die Jan van der Togt Museum is toegewy aan die bekende versamelaar en nywerhaar en het 'n indrukwekkende versameling van moderne skilderye en beeldhouwerk. En 'n hele afdeling in die museum is toegewy aan glaskuns. Vir natuurliefhebbers het Amstelveen talle botaniese parke waar plante en kruie in betowerende komposisies vertoon word. Die skoonheid van die Nederlandse flora kan in enige seisoen bewonder word tydens wandelinge in hierdie heerlike parke. Die dorpie Alsmeer is reg langs Amstelveen en is wêreldbekend vir internasionale blomveiling, genaamd Royal Flora Holland. Wanneer mens hierdie dorp besoek, kan jy met 'n begeleide toer agter die skerms gaan en die handelsentrum sien en die veilingsproses waarneem, terwyl jy die honderde kratte vol kleurvolle blomme bewonder. Amstelveen is perfek as jy die geroes en moes van Amsterdam wil misloop, maar steeds met tye die stad wil besoek en verken. Die beste tyd om Amstelveen te besoek is vanaf einde Mei tot Oktober, wanneer hulle gewoonlik die lekkerste weer het. Om te pak vir 'n vakansie is altyd 'n uitdaging, veral as jy vlieg en beperk word deur die aantal en die gewig van jou koffers, of as jy na 'n plek reis waar jy nie lekker weet wat om te verwag nie, veral ten opsigte van die weer. Ek en my man reis elke 6 maande tussen Namibië en Amerika en mag gewoonlik net 1 koffer van 23 kg saamneem. So vandag deel ek met julle 'n paar wenke van hoe en wat
om in jou bagasie te pak. Om te pak is iets wat net deur ervaring makliker raak, maar dit help om jou navorsing te doen en so georganiseerd as moontlik te werk te gaan. Volgens my is die eerste stap voordat enige iets in die koffer kom, 'n paklysie. Deur te sit en 'n lysie te maak, kan jy neerpen wat jy regtig gaan nodig kry en dit help om op koers te bly terwyl mens pak en seker te maak dat jy niks vergeet nie. Tweede wenk, en seker die belangrikste een van almal, is rol jou klere op. Ek is seker dit is nie die eerste keer wat jy dit hoor nie, maar indien jy dit nog nie doen nie, probeer dit. Dit maak die wêreldse verskil, want jou klere neem minder plek op, dit is makliker om elke gaatjie binne jou koffer vol te pak en dit verhoed dat jou klere krekel. Nog iets wat sal help dat jou klere nie krekel nie, is om mooi te dink aan die materiaal van die klere wat jy kies om in te pak. Vat eerder klere wat se materiaal nie so maklik krekel nie. Indien dit nie anders kan nie, sal ek aanraai dat jy vir jou 'n klein stoomayster aanskaf wat jy kan saamneem. Dit help ook om swaar goed soos jou skoene onder in jou koffer aan die kant van jou koffer se wiele te pak. Dit help dat jou koffer stabiel bly en nie omval nie, en dit verhoed dat jou ander besittings platgedruk word. Nog iets om te oorweeg is om jou belangrike medikasie in jou handbagasie te pak wanneer jy vlieg, vir ingeval jou bagasie dalk nie saam met jou aan die ander kant uitkom nie. Laastens sal ek aanraai dat jy dubbel seker maak die aand voordat jy vlieg, hoeveel koffers jy op jou vlug mag saamneem en hoe swaar hulle mag wees. En dit is al vir my reiswenke. Sterkte met julle volgende pakkery en veilig reis. En dit is al vir vandag se episode. Ons hoop dat julle dit vreeslik geniet het. As jy in Namibië is wat in die buiteland woon, of jy weet van iemand wat perfek sal wees vir ons program, stuur gerus vir my 'n e-pos na christine@rebeccain.com.na. As julle na ouer episodes van Namibië sonder grense wil kyk, gaan eenvoudig na www.networkmediahub.com. Ek sien julle almal weer volgende week. En ons gesels vandag met Dion Vermeulen, die eienaar van Namibian Coffee Roasters. Bring Brian Munango vir ons die hoogtepunte van die Welwitschers XV teen die Blou Bulle. Die voorreg gehad het om te voer met Willie Olivier oor sy besoekersgids van die Etosha Nasionale Park. Wat het al hierdie onderwerpe met mekaar in gemeen? Vir een ding kan ek vir jou sê dat jy elke maandag tot donderdag aand om 8 uur op Netwerk Televisie meer oor hierdie onderwerpe en nog talle ander kan leer op Kletskompas. Buiten onderwerpe wat jou raak, gesels ons ook oor die nuus uit die Republikein wat natuurlik vir jou en jou gemeenskap raak. So hou 'n oogie uit vir Kletskompas elke maandag tot donderdag aand om 8 uur op Netwerk Televisie DStv 285 en GoTV kanaal 25 in Namibië, as ook oneup2.com. Every country has a story. I landed in Dakar. Oh. Well, I come from, in Ghana, I come from the eastern region. Very surprised by how deeply in love I fell with the Middle East. I am both Zimbabwean and Namibian at the same time. Our identity is there. You know, everybody care about you. You go out, everybody greets you. I'm Saraya Mentor, and this is Africa Beyond Borders.